So wat 3 jaar gelede het ek hier by Jan Cooper se Madonna beeldjie gesit en bespiegel oor wat voor lê. Nou, net meer as 45.000 kilometer verder, is ons terug by La Chacra Holandesa, net buite Montevideo in Uruguay. Saam met my is my dogter Nina en ook die riemwasmaker Norbert Coetzee. Kamerawerk is deur Adam Heinz met ondersteuning van Stefan Sonnekus, wat ook verantwoordelik is vir die redigering. Ons fotograaf is Matt Sacco. Dis die derde been van ons Suid-Amerikaanse trilogie. Vanjaar se reis neem ons van Kolumbie na Venezuela, Guyana, Suriname en Brasilië. Dis 'n 3 maande lange avontuur. Dit is Voetspore Suid-Amerika. Die laaste land, skeer terug na die begin, daar waar ons 3 jaar gelede by Jan Amerika was. So in Engels say, we have come full circle. Ja, home away from home. Dit is 'n wonderlike plek om daar te kom begin het in 'n bar. Ja, dit was eintlik ons huis in Suid-Amerika. Ja, Sien uit om bietjie weer vir Jan te gaan sien. Hy sal ook bly wees om vir ons weer dus close. I hope so. ja, toe ons die eerste keer Uruguay binne gekom het, het dit 3,5 weke gevat. Nou net 3,5 uur. En nou het ons nog so 3 uur 23 minute oor om te ry tot by La Chacra Holandesa. Kom ons kyk of ons daar kan uitkom vanaand. Dis maar 'n lang pad wat voor lê. Amper 280 km. Ons ken Afrika se roetes redelik goed. So ook die van Madagaskar en Indië. Maar Suid-Amerika, dit was 'n totaal onbekende. 'n Nuwe kontinent vir die span om te ontgin. Ook 'n kontinent veels te groot vir slegs een besoek. Ons aanvanklike reis was na die suide, Uruguay, Paraguay, Chili en Argentinië. Daarna die noordweste, Bolivia, Peru, Ecuador en Kolumbie. En vanjaar terug vir die laaste been, Venezuela, Guyana, Suriname en Brasilië. Voetspore Suid-Amerika het amper toevallig gebeur. Ons was op pad Rusland toe en tydens ons finale voorbereidings toe breek die oorlog uit. Suid-Amerika was nog altyd soort van op die radar, so in my agterkop gewees. Ja, die eerste toe ek hoor dat ons al Suid-Amerika kom besoek, het ek gedink maar dis maar 'n klein kontinent, want ek het toe net geweet van Argentinië en Colombia en Brazil. Dit was 'n ongelooflike ervaring om op hierdie kontinent te reis. What stands out to me most is the diversity. Dit is dorpsplekke, dis die berge, dis gletsers, dis strande wat net nie ophou nie. Ek is baie dankbaar dat Voetspore die geleentheid gehad het om die kontinent te kon reis in 3 reekse. Dit is reusagtig, daar is iets vir almal hierso. Ek dink mens leer nogal baie oor jouself op so 'n reis en oor soveel tyd. Teaches a person a lot of patience and humility. You've got to approach these people who are strangers in broken tongues and just you expect them to help you out. Toe ek hier kom beland, toe is dit vir my baie moeilik om die taal van die mense te verstaan. Op die ouend vir my die mees waardevolle ding was al die mense wat ek ontmoet het, die vriende waarmee ek in al hierdie verskillende lande het en nou nog kontak mee het. Ek onthou makliker 'n plek deur wat ek geëet het of die klere wat ek aangehad het of die mense met wie ek ontmoet het langs die pad en wat dit vir my spesiaal gemaak het. En ek sal graag weer wil terugkom hierheen. Want ek het gesien dit is baie katholiek geloof hierso. Hulle gelowe en hulle kultuur bly baie standvastig by hulle self. Voor hierdie was gewoond aan, okay, dus jy gaan na die filmstel toe, jy skiet, so na 10 dae jy gaan huis toe. In hierdie geval, jou huis is die filmstel en jou huis is op wiele en die hele tyd besig om na verskillende plekke toe te gaan. So daar's so baie goeders aan die gang. As 'n mens so lank op die pad is en veral soos met tyd ure verskil met die huis, is dit altyd baie moeilik om met jou mense te praat. Ek verlang maar net so bietjie so. Ek weet nie hoe my pa dit al die jare reg kry nie, want dit raak baie keer moeilik. My spanmaats. Ek dink ek wil elke liewe een van hulle dankie vir sê. Sonder hulle 5 sal ek dit nie kon doen nie.
Ek bedoel, as ek net dink aan Norbert, en al sy sê goedjies, in die oggend as jy opstaan en sê, môre Nobbies, hoe gaan dit, jy lekker geslaap? Dan sê hy, Is net weer in 'n nuwe land. Ek kon gewoon weer wakker raak. Stefan, hy weet ek het swaar gekry sonder Stryger, want Stefan het net dadelik ingespring en net al daai goed wat Stryger altyd vir my sou doen, was Stefan net daar. Die gas. Ja, jy kan jou pannekoek klaarmaak. En dan my twee beste maatjies wat ek definitief op die reeks gemaak het, Adam en Matt. Ek hoop ons vriendskap sal nog lank aanhou. Julle het my definitief ook gedra vir al hierdie jaar. Matt sal sien as ek 'n afdag het en net na my toe kom en vir my 'n drukkie gee. Of Adam sal gaan en hy weet ek love M&M's en net vir my spesiale pakkie op my sitplek sit. En dan my pa. Wat 'n man. Kyk waar is ons. Almal is veilig weer vandag hier. Niemand het seer gekry nie. Ons almal is gesond en dit vat baie vir iemand om al daai verantwoordelikheid te dra. Dis reeds donker met ons aankoms by La Chacra Hollandesa, maar dit plaas geen demper op die geesdriftige ontvangs nie. 3 jaar later. Dus ja, Hier is ons. Ons het dit gemaak. Hier is ons by La Chacra Hollandesa. As ek sien Casa Roja staan nog. Dag Marieke, dag Jan. Hallo julle. Dankie. hallo. Daar's nog ons bordjie. Ja. Hey, kom sê hallo. Ja. Hey, my dogter. Hallo. Alles goed? Maar alles is nou goed. Nina! Very good. Yes, man. Elke reis begin met die eerste tree. Die eerste been van ons 3 jaar lange avontuur het begin met wat genoem word Connoisseur, die suidelike keel, Uruguay, Paraguay, Chili en Argentinië. Uruguay, het is begin. Ek was baie bang en op my senuwees. Nog nooit in my lewe tydens al my reise was my geduld al so op die proef gestel soos die eerste 3 weke na ons aankoms in Uruguay nie. Ons het vir 3 weke hierso by La Chacra Hollandesa vasgehaak. En dis alles net my eie skuld gewees. Gebrekkige navorsing het daartoe gelei dat ons nie die regte papierwerk gehad het nie. 'n Ding wat hulle noem 'n apostille. Nog nooit voorheen daarvan gehoor nie. Ons het hom. Dis waaroor dit alles gaan. Die bittersoet daarvan is in daai 3 weke het Jan en Marieke in ons almal se harte ingekruip. Niks was ooit 'n probleem nie. Ons kon so lank bly soos ons wil. Dit was net maklik en ons het dadelik so tuis gevoel. Toe gaan kyk eens na die pere. Ek verstaan is hulle kultuur, Sondag wat hulle dit doen en verskillende weke bymekaar kom en so aan. Is hierdie jou eerste rodeo? Dit is my eerste rodeo. Maar tydens ons wag in Uruguay het ons die tyd behoorlik benut, veral om besonderse mense te ontmoet. En niemand is waarskynlik meer besonders in hierdie land as die oorlewenes van 'n vliegramp van 1972 nie. En so ook het Roberto Canes ons in sy huis ingenooi Who wants coffee? I would love a cup, thank you. en vertel van die gruwels waardeur hulle moes gaan. Aan die einde van die onderhoud net vir ons gelos met 'n frase un paso a la vez. One step at a time. Stappie vir stappie. En dis so of die wat ook in my kop vasgesit het vir die volgende 3 maande wat voorgelê het. Gustavo Zarbino. En hy het gesê, When you are born, this is a miracle. And when you die, it's a mystery. But in the middle is life. Maar ja, uiteindelik kon ons die pad vat en kon ons reis.
Die eerste been van ons reis was noord gewees. Ikwazu-valle, net om daai magte om water te kon sien. Ek bedoel, ek onthou, ons het daar op 'n bootjie gegaan, het ons onder die waterval gegaan en dit is net water. Toe ons in Iguazu aankom en ons soek kampplek. Ons het nie kampplek nie. Maar toe kom ek agter, baie van die voorbereiding is reeds gedoen. Ons karre is uitgerus. Ons kan eintlik enige plek net stop. Jy moet 'n tipe van 'n dapperheid hê om jouself so in die noodlot uit te gee om te gaan iets gaan uitwerk. In Paraguay in die Chaco het ons aangekom by die Mennoniete. Mense wie se geskiedenis ek nie regtig geken het nie. Stowwerige pad die nag en so aan. Dele van die Chaco lyk soos die Limpopo. Ek het op 'n stadium gesê mense verwag dat daar enige oomblik 'n koeroe uit die bos uit moet spring of 'n olifant voor jou oor die pad moet stap. As jy daar gaan kyk, na die Namibianers wat blykbaar daar met beeste boer in die stof. Die Atacama-woestyn is iets amper soos Timbuktu in Afrika. Iets wat amper onbereikbaar ver is. Dis nie maklik om daar uit te kom nie. En as jy eers daar is dit vermoeiend om daar te bly. Ek het nog nooit so voorheen koud gekry soos daar. Een spesifieke nag was dit so koud dat alles gevries het en die volgende oggend ons opstaan, toe sê die karre se termometers dis minus 16 grade buite. Ek het so baie keer hoor dit was koud, maar dit was koud. Maar ons is almal hier nog. Ja, dat is ons was manne van natuur. Ek weet nie wie anders mal genoeg is om in daai omstandighede te gaan kamp nie, maar ons het dit gedoen en ons het oorleef. Die Andes was heeltyd langs ons. Hy is amper soos deel van die span. Dit is die langste bergreeks in die wêreld. Oral langs die pad sien jy die klein shrines, soos 'n kruis of 'n beeldjie van Christus of 'n Bybel selfs of so iets. Maar dan is al goeders wat baie meer spesifiek is, soos dan sien sy 'n pakkie sigarette sien of die lisensiekaart en 'n foto van die drywer. En so dit was my nogals mooi om te sien en jy maak kennis met 'n ander kultuur. Al is dit net so langs die pad. In Santiago het ons vir Christof ontmoet, 'n Suid-Afrikaner, en hy het ons, ek dink in 2 of 3 ure net vinnig deur die hoofstad gevat en 'n bietjie van die geskiedenis gedeel. Tussen Chili en Argentinië het ons sekerlik een van die heel mooiste bergpasse gery wat ek in my lewe ooit gery het. Dis soos 'n serpentyn wat daar in die Andes gebergtes uitloop. Verskriklik indrukwekkend. Ja, ons is amper bo. Ek dink dit is 28 kurwas. 28. Chili se landsvlag is vir my net so treffend. Hulle het ook oral laat wapper. Vir my het Argentinië uitgestaan. Ek was baie mal oor die hele land. Mendoza sal ek altyd onthou vir daai 4 pleine wat hulle het. Dit is my so pragtig en die breë strate. En dan hulle wonderlike wyn Malbec. This is a happy girl. My pa, elke keer as hy in Suid-Afrika Malbec sien, dan sal hy my altyd bederf en vir my 'n bottel koop en dan laat my altyd terugdink aan Argentinië. As ek dink aan die asado, die vleis, ja, dis lekker taai, maar so smaaklik. En die chimichurri, hy rondom net af. Ja. Ons het toe afgedraai na Hotel Sosniado toe. Dit was 'n vreeslike glamorous hotel in die begin van die vorige eeu. Daar was net so 'n nostalgiese gevoel van daar deurstap. Baie naby aan dit het die vliegtuig geval en as hulle net oos in plaas van wes gegaan het, sou hulle vinnig by hierdie hotel uitgekom het, maar dit het so die storie weer aan mekaar gesit om in daai koue te wees en te dink hulle het 72 dae daar moes oorleef. Maar toe gaan ry ons die Carretera Austral, die sogenaamde Pinochet hoofweg. Ek moet sê daar was soveel hoogtepunte op daai roete. Aan die een kant het jy bergpieke en gletsers, die Andes gebergtes, aan die ander kant mere. Die Purito Moreno gletser, Bariloche, dit is ongelooflik mooi. Waarskynlik geen mooier roete in die wêreld as juis die een nie. Vandaar dat ek vir die eerste ook weer die lamas baie naby my gesien. Ons het op 'n stadium moes ons oor die grens gaan by Vatelefu en ons kon nergens bly om te slaap nie, maar daar was hierdie oom en tannie wat die hele tyd so op ons dop hou sodat ons al verbyry. Ons tog, kom ons vat dit 'n kans, kom ons hoor net by hulle en ons draai toe daarin. Hulle was net so onmiddellik, kom bly by ons. Fisies was waarskynlik my heel grootste uitdaging om die 22 km te gaan stap
na Torres del Paine. Daardie dag het ek op Nina staat gemaak. Jy weet, dit is moeilik vir 'n kind om leierskap te vat en vir jou pa te sê, hy moet na jou luister en sê, kom ons doen dit, ons kan dit doen en hoeveel kan jy hom druk in daai rigting in? 'n jaar en 'n half voor die tyd het my pa gaan stap in die berge saam met sy broer en hy is aan 'n hartaanval oorlede. Toe dink ek net, hierdie kan regtig skeefloop op 'n manier. En as jy halfpad kom by die omdraaiplek, dan weet jy alles was die moeite werd gewees. En ek was so trots op hom daai dag toe ons daar bo uitgekom het. Dit was 'n groot verligting, maar ook 'n groot celebration. Ek sal vir ewig daai oomblik onthou, want dit was nie maklik nie. Dit was 'n moeilike klim. As daar een ding is wat ek kan uitsonder wat vir my nogal 'n uitdaging was die dag toe ons op die Rio Baker gaan whitewater raft het. Dit was so mooi, daai rivier se water is hierdie diep blou kleur en so helder, jy kyk dwars deur tot op die bodem. Maar daai water was so koud. Ek onthou na die tyd het ek toe in die stort staan eers agtergekom dat ek geen gevoel op die sole van my voete gehad het nie. Dit was heeltemal dood. Ek moes letterlik my voete onder die warm water hou totdat die gevoel weer teruggekom het. My belangstellings is reis, avontuur en geskiedenis. En niks bring dit meer bymekaar as juis die straat van Magellaan, om die straat van Magellaan te kruis. Ons was net betyds vir die laaste ferry en daai sonsondergang toe ons oor die straat van Magellaan gegaan het, vir my altyd bybly. En dan vat hierdie roete jou al die pad tot by die mees suidelike punt op aarde waarna jy met 'n motorkar kan ry. Hiervanaf kan ons net noord ry, ons kan nie suid gaan. Ons kan nie verder suid nie. Ons was verder suid as Australië gewees en Nieu-Seeland. Ons was maar 'n skrale 1000 km van die naaste punt van die Antarktika af. Ek dink Ushuaia is 'n wonderlike dorpie met 'n bekoorlikheid aan hom. Ook skouspelagtig mooi. Hier teen die einde, net toe ons begin huis toe verlang, hier ontmoet ons die Afrikaners van Argentinië. En die sê, mama keer voor, ek gaan die randjie boor, ander kant het ek my liefling verloor. Karina Thomas het vir ons 'n fantastiese besoek gereël en ek het 'n besonderse voorreg gehad om tyd te kon spandeer by Juan Schlebusch. En om Jan toe vir ons lekker vleisie daar gestaan, gebak, gebrei. En hy het ons vertel hoe hy hier aangekom het in Patagonia. Maar nie net hy nie, al die ander Afrikaners wat so hunker terug na die kontinent waarvandaan af ons kom. Iets wat ek nie weet hoeveel mense nog die geleentheid sal kan kry om Argentynse Spanjaarde te kan hoor Afrikaans praat nie. Dis aan die uitsterf. Ons kon die laaste vlammetjie daarvan sien. Die oomblik toe ons vir oom Juan gegroet het en hy raak so emosioneel, of toe meneer van der Merwe vir ons Sari Maire op sy trekklavier speel, of die tannies wat vir ons koeksisters bak. Dit kan ons net 'n mens se hart net so warm laat voel. Karina was net so dierbaar, sy het ons lewens so maklik gemaak. Ek het definitief 'n goeie maatjie gemaak, Karina. Wat 'n lieflike, wonderlike vrou. I'm going to miss you. Chatting with me. Don't cry. Don't cry. Baie van ons het gekla oor die lang en eentonige pad wat ons moes ry om weer in Buenos Aires te kan uitkom. Maar ek het tog ook dit geniet om deur daai landskappe te ry en hierdie groot uitgestrekte area te sien wat so verlate is. Camarones, daardie klein dorpie het ek om een of ander rede baie van gehou. Ons het eendag vir Norbert se verjaarsdag uitgegaan op 'n boot en na walvisse gekyk. En dis die eerste keer ook wat ek sien dat 'n walvis sy kalfie kry met spierwit is. Wat vir my meer spesiaal was, toe ons by Valdez sommer op die kus daar gestaan het en gesien hoe spring die walvis daar uit. En ek en my pa het nog 'n selfie geneem met 'n walvis in die agtergrond. Ek bedoel, waar in jou lewe kry jy dit? Buenos Aires word beskou soort van as die Parys van Suid-Amerika en dit is nogal 'n gepaste vergelyking om te tref, want dit is 'n pragtige stad. Dis 'n wêreldstad. Hier is publieke werke, hier is 'n moltrein, hier is hierdie standbeelde en Die tango. Dit is net vir my die mooiste dans. Ek wens ek kan so mooi soos hulle dans. 'n Pragtige plek. 'n Plek waarna die mense weer en weer en weer wil terugkeer. so toe ek daar inry, toe weet ek net
want ek moet hier bly. En ek het toe die span verlaat, ek het my woonstel gekry en toe daar aangebly en Spaanse klasse geneem om myself voor te berei om te kan kommunikeer in voetspore Suid-Amerika 2. Dit was maar die eerste been. Daar het nog meer as 2/3 van die kontinent voorgelê. Bykans 'n jaar later keer ons terug. Ons voertuie was gestoor in 'n bodega in Uruguay. Nou reis ons na Bolivie, Peru, Ecuador en Kolumbie. Ek dink die tweede reeks mag dalk my gunsteling wees. Ek het onmiddellik toe ek hier aankom bietjie meer tuis gevoel, ek kon baie makliker dinge gedoen kry. Die voertuie was reeds hier, die papierwerk was agter mekaar. Ons kon net inklim en ry. Ons tweede reis deur Suid-Amerika was amper vir my die typerende reis van hierdie kontinent. As jy in Bolivia inkom, voel jy jy's in Suid-Amerika, die mense lyk anders. Die oomblik wat jy in die strate ry en daar sien jy die cholitas verbyloop. Die misterie rondom die Incas. Dit is wat ons gaan ontdek het met die tweede reis. Toe ons in Tupiza aankom, kon ons bietjie ontspan, ons het in hierdie ou herehuis gebly. Maar dit het ook aangesluit by 'n storie wat ons wou vertel het van Butch Cassidy en the Sundance Kid. Wat hulle Moses teëgekom het in Bolivie van alle lande. Die hele storie is nie net 'n storie nie, dit het werklik gebeur. Butch Cassidy, Sundance Kid. Butch Cassidy? Butch Cassidy, Sundance Kid. Sundance Kid. Van daar af was ons al hoe hoër in die Andes op. En ek onthou een spesifieke aand, ek dink dit was hier by amper by 5000 meter bo seespieël rond. Ek dink ek was al ooit so hoog by seespieël nie. En ons het seker so 300 meter van die hospitaal af gekamp die aand en ek onthou hier 2 uur in die oggend toe ek wakker word, was my eerste gedagte is ek het net suurstof nodig. Jy weet jy's naar, jou koppyn, jy kan nie asemhaal nie, jy's koud. Ek het opgestaan en ek het gestap na die hospitaal toe in die hoop dat daar iemand daar is wat vir my net 'n bietjie suurstof kan gee. Jy weet jy slaap nie daai hele aand, is jy besig om te verklein en jouself jammer te kry. Almal het maar die simptome van hoogtesiekte gevoel daai nag. Ek het eventually geslaap, maar hier is ek nog nooit so 'n sleg gevoel van hoogtesiekte in my lewe nie. Ja, ek het 2 susters en hulle sou nooit hierdie kon doen nie. Jy weet die koue, die higiëne van badkamers. Hoe fliks jy moet wees die hele tyd. Vir ons as reisigers, die tipe van reise wat ons onderneem, die sogenaamde overlanders, is daar waarskynlik een van die heel belangrikste plekke ter wêreld om aan te gaan in Bolivie. Dis die Salar de Uyuni. Destyds het die Dakar wedren het ook daardeur gekom. As jy nou daar aankom, dan is dit half nou wat nou. Maar dan kom jy agter, jy wil net ry en ry en ry en ry en ry en ry op hierdie uitgestrekte reuse wit. Dis net wit. Dis al wat jy sien, maar dan sien jy 'n berg daar. Aan die ander kant, jy dink die berg is net daar en jy ry in daai rigting en jy ry en dis asof dit net nie nader kom nie. Hoe ver jy oog kan sien is net sout. Dit was absoluut wonderlik geweest. Ek het al saam met voetspore op Verneekpan ook soortgelyke ervaring gehad. Maar hierdie is net op 'n ander skaal en daai pan is massief. Later het ons self begin vermaak deur grappies te maak en dis meer. Jy wou net nie daar wegkom nie. Ek dink ons almal het baie koud gekry en ons hande was stikkend gebrand en ons neuse, maar ek wil daai oggend toe ons al wakker word en daai son kom daarop. Dit was net beeldskoon mooi. Die Salar de Uyuni is seker een van die hoogtepunte van ons hele Suid-Amerikaanse ekspedisie. En toe, wat die geskiedenis aanbetref, gaan ons eers na 'n plek toe waar daar waarskynlik van die grootste menseregte vergrepe enige plek in die wêreld was. Potosí. 8 miljoen mense. Dis hoeveel na bewering gesterf het by hierdie myn. Cerro Rico, die berg van rykdom, die berg van silwer. En so van menseregte gepraat, 'n bietjie verder, is om te kyk waar Ernesto Che Guevara tereggestel is. Ons het aangekom by La Higuera en daar het ons 'n vroutjie ontmoet, Guadalupe, wat vir Guevara ontmoet het
wat hy ervaring gehad het van hoe hy nie as 'n held daar aangekom het nie, maar as 'n mediese dokter. Die hele verhaal oor hoe hy tot sy einde gekom het en hoe brutaal dit was en hoe sekere mense hom nog steeds gesien het is as 'n held, jy weet, 'n volksheld. Dit was nogal hartroerend geweest. Mense kon sien dat hy wel 'n groot impak gehad het op die mense in daai onmiddellike omgewing van daai dorpie. We ask, why is he a hero? And to us, we've got these grand ideas of how he was a revolutionary and how he brought about change. But for them, it's very personal. Yeah. It's that he was here helping people. Tydens ons reise is ons baie keer afhanklik van ander mense wat ons aan 'n plek moet voorstel. En dit presies het gebeur toe ons in die hoofstad in La Paz aankom en by Andries hulle gaan bly. He and his wife had really no incentive to help us, but we arrived and it was a connection through a connection, and they were so kind and so generous. Ek kon daai, was net ook so vermaaklikheid, persoonlikheid. La Paz is 'n pragtige stad, geleë so teen die hange van die berge. In plaas van moltreine onder die grond het jy publieke vervoer bo in die lug. Daar was mense met honde op die kabelkarretjies, mense wat net op pad werk toe, skoolkinders wat net maar net moet gaan in 'n so vertikale stad. Die grootste mark in Suid-Amerika. Kyk, daar verkoop hulle feitelik alles. Mechanic, tools, tot de weermachtklere, tot alles daar in La Paz. In die stad van die stoeiende Cholitas. Hierdie vrouens in Bolivia met die tradisionele drag en wat daai hoede dra. Maar hierdie Cholitas klim in 'n stoeikruit en dan stoei hulle. Rof stoei soos wat ons op die televisie sien. Dit jy skater soos wat jy lag want mense besef dit is alles maar 'n bietjie van 'n toneelspel. Maar nog steeds is dit spektakulêr om te sien en die kostuums wat hulle aantrek. Dit was 'n baie genotvolle ervaring geweest. And it was around that time that we discovered that the double cab was, its canopy was damaged. And of course, Andres, being the person he was, he said, well, I've got this workshop and I've got this mechanic employed. Let's see what we can do. You need to see this, Stefan. 4 brackets wat gebreek het. In hierdie rudimentêre werkswinkel waar ons 'n man gehad het ons bygestaan het wat kon swys en kon grind en kon, ek meen sy hand het net vir niks verkeerd gestaan nie. One of my major highlights, or if not the greatest highlight of Bolivia, was that day spent working on the car. I mean, I say we, but it was mostly Basilio, and it took us all day. Ons het hard gewerk daai dag en in die stof gesit en maar op die einde was dit alles die moeite werd. The creativity that he employed in order to solve the problems that we had nothing to offer them, and they just helped us every step of the way to solve a problem that we wouldn't have been able to solve by ourselves. Die laat daai middag toe ons klaar maak en hierdie ding is weer vas en hy's reg. Was dit hierdie ongelooflike gevoel van dat jy iets vermag het. En vanuit Bolivia het ons ook die kans gehad om so 'n klein bietjie van die Amazone te gaan proe. Ek het daai dag gevoel asof ek op 'n ekspedisie is saam met National Geographic in daai boot in daai rivier af. Vir die eerste keer het ek soos 'n ware ontdekkingsreisiger gevoel. Ons ry op 'n stadium en Matt klim net op die remme en die kar skuur na 'n stilstand en ons net stof wat gaan en hy spring uit en hierso is Matt so besig om te dans vir 'n slang en ek gee vir hom die monopod aan en hierso is hy besig om 'n slang te vang. Ek was 'n bietjie bang vir hulle en gril vir hulle, maar hy het altyd 'n manier om die mooiheid in hulle te sien. Stefan, will you just take him off my ankle, please? No, I'm not coming near you, mate. I don't like snakes. Don't let that thing put you into limp mode. Ek dink wat ons by Rurennebak ervaar het ons amper voorberei vir wat ons in vanjaar die laaste reis sou beleef het. The Road of Death. Dis jammer ons kon nie die hele roete gery het nie. Maar dit was nog steeds spektakulêr geweest die deel wat ons wel kon ry. Ek meen as jy 'n foutjie daar maak dan is dit noodlottig. Ons het aangekom by Tiwanaku en die Portal of the Sun gesien. En jy begin agterkom die misterie van die kontinent is besig om na vore te kom. Die Titicaca meer was ook 'n besonderse ervaring. Ons het op 'n stadium op 'n boot gegaan op die Titicaca, geswem, dit was ijskoud, maar mense is nooit spyt oor swem nie. Maar die oorspronklike Copacabana is hierso. En dit was interessant geweest om uit te vind dat die oorspronklike Copacabana eintlik op die oewer van die Titicaca meer is en nie
die strand in Rio de Janeiro wat vir almal bekend is nie. Peru is waarskynlik een van die vakansie-toerisme bestemmings in die wêreld. Ons het die grens oorgesteek in Peru en nog meer het ons die leidrade en tekens gesien van die Inca koninkryk. En dan kan je ook zien, sommige tijden is die mensen bezig met ceremonie. Ons het op een afgekomen waar hulle dit op een zondag doen. Wat hulle gedoen het, dit hulle alleen verstaan. Maar. En hulle het die snaakse klere aan en ek dink dit maak nie vir ons baie sin nie, maar tog, mense het so 'n tipe van 'n respek vir hulle want jy kan net sien hoe passievol is hulle daaroor. Dit is net hulle manier van om dinge te doen. Veral Machu Picchu het nogal 'n indruk op my gelaat. Interessante geskiedenis, pragtige landskappe, maar so oordadige wyse waarop hulle toerisme probeer beïnvloed. As 'n toerist word jy baie keer geïrriteerd as 'n ander toerist is. Ons het wel die geleentheid gehad om baie laat eenmiddag Machu Picchu te besoek. En as jy kyk na die foto's wat ons geneem het en toe ons daar was, dan lyk dit amper vir jou of ons die enigste mense was wat daar was. Jy kan dit op foto's sien en jy kan dit op 'n televisieskerm sien, maar om self daar te staan en die skaal van hierdie stad te sien en die omgewing waarin dit geleë is regtig nogal spectacular. Daar's nie 'n beter woord daarvoor nie. Die geheimenis waarin dit gedompel is, want niemand kan regtig vir jou vertel presies wat daar gebeur het nie. Hoekom die stad net verlate daar gelaat is deur die Incas nie. Maar die geskiedenis daar was baie ou geskiedenis, maar ek sien dit word nog steeds bewaar. En dit is fascinerend. Ek is dankbaar en dit was 'n wonderlike ervaring. Maar ek dink dit was baie keer ook die klein goedjies, soos die Rainbow Mountain. Dit bly tot vandag toe nog vir my een van die mooiste oomblikke wat ons ervaar het. Ons het op 'n stadium toe ry ons en ons kom toe by 'n verkeersopeenhoping. 'n Vragmotor het gejackknife. En daar gebeur toe, ek dink, 'n baie spesiale oomblik van die 3 cruisers wat nou kom om die dag te red. Ja man, nou kan ons 'n bietjie voortgaan. Ons het omtrent 2 ure hier gestaan. Daar was net 'n oomblik van ons het iets bereik en ons het iets kon teruggee vir die mense. Machu Picchu is wat paar 100 jaar oud. Nazca by die 2000 jaar. 2000 jaar gelede wat mense begin strepe trek in die grond en niemand weet tot vandag toe presies waarom nie. En dit is so presies uitgemeet. Hoe op aarde sal jy dit kan ontwerp en teken sonder om dit van bo af te sien? Want dis die enigste manier om die Mascareña te sien is uit 'n vliegtuig uit. Wat ek mooi uitstaande vir my was die appie met die 9 vingers. En ek kan dit duidelik gesien het van bo af. Wat het hulle daarmee bedoel? Dis 'n plek wat gehul is in misterie. Ons ry op pad Huacachina toe en in ons speeltjies sien ons so 'n swart Toyota en ek sien Matt hou net hierdie ou dop. En Matt vra vir hom, "Where are you going?" I say, "We're going to the desert." Matt says, "Can you show us?" I says, "Yeah." I really had an interesting interaction with our informal guide in the desert. Alonso neem ons toe vir 2 dae deur die woestyn, net omdat hy wil. I understood him and I saw a lot of myself in him. All he wanted to do was disappear into the desert with his dog and his car. Stefan het by ver die swaarste voertuig van ons 3. En ten spyte daarvan het hy daar in die woestyn ingery en weer uitgery. So ek dink hy het ook gesê dit was vir hom iets wat hy bereik het. Hey, let's go. Ahoy! Ons het mooi geluister in die klas. Cordillera Blanca is seker van die mooiste landskappe wat jy in jou lewe ooit sal teekom. En daardie reis deur die meer as 50 tonnels is iets wat my altyd sal bybly. Van Nazca af is ons noord. En ons het 'n bietjie gaan vertoef net om bietjie te rus langs die see. Die plek se naam is Misfits. Vir die eerste keer was dit bietjie warmer ook. Ons kon in die see ook swem, die water was lekker warm. En ek dink dit was 'n goeie manier om Peru af te sluit en reg te maak vir die tweede helfte van die reis. Ecuador was seker die land waarvan ek en ook dink die res van die span die heel minste geweet het
voor ons reis. Jy's half bewus daarvan Ecuador, Ekwator, ewenaar. Die ewenaar loop sekerlik daardeur. Hy is seker daarna vernoem. Die verskil as jy van die grens af van Peru oorgaan na Ecuador toe is drasties. En onmiddellik was my indruk dat hierdie is 'n land wat baie vooruitstrewend is en is groen ewe skielik. En jy ry deur hierdie piesangplantasies wat lyk soos mielielange in die Vrystaat. En jy sien piesangs tot op die horison. Hierdie land hierso op die Weskus van Suid-Amerika het werklik waar, alhoewel hy 'n onbekende was vir ons, homself vir ons oopgemaak. Toe ons in Guayaquil aangekom het, met sy kar se een remblokkie het uitgeval en toe gaan sien ons net die houthandelaar en hulle het agteroor gebuig om ons te help, nie net om die remblokkie te vervang nie, maar ook om die voertuig te diens, te kyk na die remme, alles wat daarmee saamgaan in rekordtyd. Selfs toe ons na die eiland Isla del Plata toe gegaan het, die verskeidenheid wat ons daar gesien het, van die walvisse na die voëllewe en ek het die geleentheid gekry om met 'n skilpad te swem, wat ek nooit in my hele lewe gedink het ek sou doen nie. Ons in Monte Cristi het ons gesien hoe hulle hoedens maak, Panama hoedens. Die locals wat dit doen en hulle koop dit by die locals aan en hulle het ons stap per stap gewys hoe die hoedens gemaak word daar. Ons het vir Marcelo gevolg in die bos in, hy het die palms gaan afkap, toe hy na sy huis toe gebring en toe wys hulle ons hoe hulle die hoedens vleg. En toe van daar af toe gaan ons na die winkel toe na wie hy dit verskaf. En ek dink ek het ook vir my daar 'n hoed gekoop, jy weet. Het is 'n baie interessante ervaring by die ewenaar gewees, want daar was eintlik 2 ewenaars. En by die museum ingegaan waar hulle ons inligting gee dat ons nou wettig op die ewenaar is. As jy nie glo nie, dan wys hulle jou dat jy wettiglik in die noord en in die suidlyn staan. Nadat ons gedink het ons by die regte ewenaar was, het Johan op sy GPS gesien, maar dit is nog steeds nie die regte ewenaar nie. But yeah, so according to this, we're about 100 meters shy. En ek onthou net vir Johan wat oor kan die pad staan. Nee, hier is die ewenaar en is net so langs die pad en karre wat daar verby ry, so ons is 3 keer op die ewenaar. Mindo staan bekend in die wêreld as een van die plekke waar die grootste verskeidenheid voëlspesies voorkom in een gekonsentreerde plek. Marcelo, our birding guide in the Mindo Valley, he's a very knowledgeable person. He's a naturalist, he's interested in the flowers and the plants and the birds and all animals really in that environment. He genuinely knew what it was and why it was, and he shared that with us. Ons het nie naaste by 400 of 500 spesies gesien, soos wat daar te sien is in daai woud nie, maar dit was nog steeds 'n besondere ervaring om saam met hom te gaan voëlskyk. Die vriendelikheid van die mense van Ecuador is iets wat my altyd sal bybly. Daarmee saam dink ek ook dis miskien die land in Suid-Amerika waar mense die heel naaste kom aan die oorspronklike inwoners van hierdie kontinent. Dit sien mens veral op die markte. Die mark waar Norbert verdwaal het, maar dis miskien omdat hy homself ook verkyk het aan die mense en alles rondom hom. Ek was so veel, ek was al 2-3 keer hier op en af. Gelukkig ek het, want ek slaap sommer daar. Die laaste land op ons besoek van die tweede reeks was Kolumbie gewees. Nou wie weet nie van Kolumbie nie. Ek was 'n bietjie versigtig, omdat die baie gehoor het van Kolumbia. Eintlik vir ons gewaarsku, maar die dinge het heel verander. Medellin is 'n stad met 'n reputasie. Dit was 'n baie gevaarlike stad in die verlede, maar die toeriste kan dit nou besigtig. Sodra jy net Pablo Escobar sê vir enige plaaslike mens, dan rol hulle net so op hulle oë, want dit is so jammer dat dit die assosiasie moet wees wat mense van Kolumbia het. Dit het my baie laat dink aan hoe mense voel oor Suid-Afrika. Mense sê moenie Suid-Afrika toe gaan nie, daar is so baie geweld en so aan. Mense sê dit ook van Kolumbia, jy weet, maar ons is baie vriendelik ontvang in Kolumbia. Mango. You have to go to know, jy weet. Ons eerste stop was in Cali waar ons hierdie interessante jong dame ontmoet het, 'n meisie van die Kalahari af, Sonet, wat eintlik Afrikaans is en Afrikaans groot geword het, maar sy's getroud met 'n Kolumbiaan en sy het Spaans geleer en ek dink Adam het dit baie mooi opgesom en hy het gesê sy's 'n raakvatter. Ek sal altyd 'n Kalahari kind bly. Soos ek sal altyd my Afrikaanse waardes hê en my kinders sal dit ook hê. Cali beskou hulle self as die salsa hoofstad van die wêreld. Jy kan sien dat dit word in hulle ingebore.
Ek sê salsa is vir my so sokkie wat Spaans kan praat. So Iets waar ek baie opgewonde was oor Kolumbie was om bietjie van die koffie te gaan proe. van die koffiebone te groei tot om dit te drink. Groot was die teleurstelling dat die koffie wat hulle ons eers laat proe het vir my glad nie gesmaak het soos die Kolumbiese koffie waarvan ek hou nie. You say that he's like a shoe. Dis nie sleg nie, dit is net anders. Ons het ook baie lekker koffie in Kolumbie gedrink, moet ek sê. In Bogota het ons die onafhanklikheidsviering parade gaan bywoon. Dit was indrukwekkend geweest. Hulle het gesê, en ek glo dit nogal, dat daar om en by 10,000 militêre personeel deelgeneem het aan daai parade. Ons het op 'n stadium so gery in Colombia en Stefan en Norbert is net nie besig om terug te kom na ons toe nie. En ons ry terug en ons kom om die draai op die toneel af. Van die plaaslike Colombianers het in ons kom vasgery. Dit was nogals ontstellend, jy weet, dis twee jong ouetjies en dit was 'n Vrydagmiddag later, so jy kan net indink, jy weet, hulle het nou net werk klaar gemaak en hulle het gery en oorgegaan in die verkeerde baan. Dit was absoluut hulle skuld. Dit was verskriklike skokwekkende besigheid geweest, jy weet. Wat my eintlik baie gered het, dis daai airbags, soos hulle dit noem. Die groot seën is dat ek met eerlikheid kan sê dat ek geen skuld daaraan gehad het nie. Maar dit het 'n groot demper op ons reis geplaas. En dit was hier reg aan die einde. Dit is die laaste ding wat ons op daai stadium nodig gehad het. By die ongeluk het daar iets anders besonders gebeur. Ons het vir Alex en haar span ontmoet. She's an executive at Toyota Colombia, and despite the position that she has, she was so willing to help us, and she did. Ek het nog nêrens gasvryheid op daardie vlak ervaar nie. Hulle het geweet ons het 'n probleem en hulle het die probleem nie net opgelos nie, hulle het ook ons gehelp met raad en daad. Vir ons 'n nuwe voertuig met 'n linkerhandsturing beskikbaar gestel. Dat ons kan die toer klaar maak. What I learned last year is that you really have to be human in order to have those human experiences. And that's exactly what we did. We were vulnerable at times, and we had to reach out and ask complete strangers for help. And time after time, my expectations were exceeded. We were helped every step of the way by every person we encountered. So op die einde was dit 'n suksesvolle reis, maar daar het die hele tyd die donker wolk oor my en definitief ook oor Johan se kop gehang van wat volgende. Dit was baie onseker geweest oor hoe ons die volgende reis gaan aanpak. Dis die eerste keer dat so iets ons ooit tref. Ons is baie bly dat Stefan en Norbert ongedeerd is. Maar wat die res van die reis aan betref, sal daar plan gemaak moet word. Dit was die tweede reis in Suid-Amerika. En terwyl ons reflekteer oor die en ook ons laaste reis op die kontinent, maak ons gereed om huiswaarts te keer. Dis skoonmaak en inpak. So ek en Norbert gaan hierdie hele kombuis uitpak, alles was van voor af, mooi uitvee en mooi terugpak. Swapping gas bottles. Ons kan nie gas op die skip besit nie. So ons wil die een gasbottel weer klaar maak, dat al die water kan opgebruik en al die gas terwyl ons sommer die kar ook skoon maak. Ook die diesel wat ons saamry vir 'n noodgeval, moet ons nou van ontslaa raak. Dis ons met die tweede batterystelsel ontkoppel wat die yskas en die gier en al die ander elektriese goedes hier agter in die kar aan die gang hou. Sodat die battery nie afloop terwyl die kar op die skip is nie. My hele biblioteek is nat. As dit teruggaan op die skepe, dan begin die goed groei. Daar's altyd iewers 'n mif of iets wat gebeur. So ja, vandag is die dag vir droogmaak. It definitely signifies the end when we have to sort the cars out. It really feels like the trip's come to an end. Dis die einde van die era. Ja. Dit is moeilik om so van half jouself daarmee te vereenselwig want dit was 'n 3 jare
ervaring gewees wat nou tot 'n einde gekom het. Ek weet nie wanneer enige van ons weer gaan terugkeer na hierdie kontinent toe nie. Maar ja, ons het 'n paar dingetjies om te doen. Ek help van Nina dat hierdie vrieskas moet ontdooi word. Skoongemaak word voordat die kar op die skip kan gaan. Ja, hierdie is 'n ander voorsorg wat 'n mens betref. Ons het hierdie gekry om op die kabels te spuit binne in die engine compartiment om te verhoed dat die rotte nie die goed afkou nie. En so gebruik ons die dag om te sorg dat die voertuie reg is om verskeep te word Suid-Afrika toe. Stefan en Norbert se ongeluk het veroorsaak dat ons die voertuie in Colombia gelaat het. Daar was die moontlikheid dat ons die cruiser kon herstel, maar 9 maande later besluit ons om dit te vervang met 'n nuwe een. Nou lê Venezuela, Guyana, Suriname en die magtige Brasil voor ons. Die derde avontuur in Suid-Amerika. Die begin van die derde reeks was veronderstel om sekerlik die maklikste te wees. Maar daar was nog baie werk wat gedoen moes word. Ons moes toe eers ons nuwe voertuig in Bogota bietjie inrig vir die trip. Maar ja, 'n week later was ons op koers. En toe kry ons nog steeds 'n baie aangename verrassing in Villa Leyva, hierdie klein koloniale dorpie op ons roete noord op pad Venezuela toe. Dit was nogal lekker om daar te kon vertoef en 'n bietjie van daai koloniale geskiedenis van Colombia ook te kon sien. Hy was 'n kaptein gewees in die magte van Simon Bolivar. Die eerste land op ons lys na Colombia was Venezuela en ons het al soveel negatiewe dinge gehoor van Venezuela. Ook veral wat die kriminaliteit aanbetref en daarom het ons beplan om relatief vinnig deur die land te beweeg. Almal was maar onseker geweest oor presies wat om te verwag van Venezuela, want mense het die berigte in die media gelees van hoe die land agteruit gegaan het en dat hulle in 'n ekonomiese krisis is. En daar was tekens daarvan. Ek meen, oralste langs die pad soos wat ons gery het, was daar besighede wat toegemaak het, wat net gevou het as gevolg van die swak ekonomie. Dit was jammer om te sien dat hulle in sulke ellende moet lewe op die oomblik. Daar's nie eintlik selfoonontvangs nie, daar's nie elektrisiteit nie. Jy sukkel om brandstof te vind. Daar's altyd engele langs die pad. Die mense by 360 Glamping, ons het baie laat die aand daar aangekom en hulle het net agteroor gebuig om ons so gemaklik as moontlik te maak. Ek is egter baie bly dat ons het besluit om by Mérida aan te gaan. Daar is die tweede langste kabelspoor in die wêreld. 'n Kabelspoor wat jou deur die wolke vat tot bo by Berg Bolivar. Toe moes ons toe maar weer ons winterklere uithaal, want ons sal 'n kappelkarretjie opvat. Dit is seker een van die mees skouspelagtige kabelritte wat 'n mens kan hê enige plek in die wêreld. Dis beslis 'n hoogtepunt gewees in meer as een opsig. Venezuela en Guyana, albei daai lande was vir my, om eerlik te wees, 'n bietjie van 'n blur. Ons is deur Venezuela in oogwink. Ons het reuse afstande gedoen. Ja, Guyana was nogal iets heeltemal onverwags geweest. Wanneer mens binne in Guyana ry, sou hierdie bruggie wat jou laat ruil om wat se kant jy van die pad ry. Toe voel ons heel gemaklik aan die linkerkant van die pad. Ons ry toe op deur die Essequibo streek on a gravel road. Wat ongelooflik mooi was. I remember that drive for a while. Die berge en die omgewing was regtig pragtig en dit was baie eilbevolk geweest. En dis die eerste keer wat ek besef ons is in hierdie Suid-Amerika wat mens aan dink. Jy verstaan nie wat buite dit aangaan nie, want jy is in hierdie bos die hele tyd. Dit is sulke mure van bome en bosse en palmbome. Jy kan nie deur dit sien nie. Dit is ongelooflik om te dink dat daar nog sulke ongerepte oerwoud bestaan op hierdie planeet. En dis net hierdie 3 cruisertjies wat nou so opgaan. Omtrent 90% van die bevolking bly teen die kus daar. En daarom is hulle meer Caribbean. En nie Suid-Amerikaans nie. Toe verneem ek sommer dat hulle praat 'n bietjie gebroke Engels. As hulle groet sal hulle nie sê what's going on nie, hulle sê wagwan. Die kindertjies by Shane se kampplek, ek
kon sien hulle wou net om my heeltyd wees, my help kos maak, net hoor wat ek het om te sê en ek weet nie op my spring en saam met my speel. Our intention was to get to Suriname, and so we crossed Guyana quite quickly as well. Maar was toe gestuit as gevolg van weer eens 'n grenskruising waar daar nuwe vereistes toegepas word ten opsigte van visums wat mens moes kry. En toe bly ons vir 'n week lank in Guyana. And at that point we were all a little bit despondent, but we had an experience that we could not have planned. We came across this place, which was kind of a farmstead, and we asked if we could stay. Gandhi, ja. You're in good hands. Okay, Yeah, you're not lost. Hulle is maar net mense wat op 'n klein stukkie land bly daar, so 'n nederige klein huisie langs die Kanji Creek. Auntie Bibi, Uncle Gandhi, Shail en Yogi. And we got to interact with them. It wasn't just in passing. We actually, they welcomed us. Kindness goes a long way. Mario die papegaai wat homself daar tuis kom maak het by ons kamp. Terwyl mense sit en luister na die helder monkeys wat hierdie onaardse geluid maak. Ek het glo as die wind wat tussen die palmbome waai, maar blykbaar is dit nogal groot ape. Dit is alles unieke en vreemde ervarings dink ek vir ons almal. I think that's a theme for this year, was that the most memorable experiences were spontaneous. Suriname is 'n land wat ek regtig baie hoog op my lys gehad het van wat ek wou besoek in Suid-Amerika. Veral weens die Nederlandse agtergrond van daar. En was dit nie 'n wonderlike tyd om saam met Tim en Sanne daar te kon wees nie. Tim en Sanne is ou vriende van Nederland en dan het hulle ook goeie kontakte daar. Ek dink die wêreld kan ietsie leer van Suriname af. Suriname leeft iedereen als broeders en zusters naast elkaar. In 'n kilometer kry jy 'n Katolieke kerk, 'n moskee, 'n sinagoge en 'n Hindoe tempel. Ek het dit baie inspirerend gevind. Dit is baie snaaks om mense van sulke uiteenlopende agtergronde en bevolkingsgroepe te sien Nederlands praat. Die straatname is Nederlands. Ek onthou een spesifieke straatnaam wat ek afgeneem het, was Pannekoekstraat byvoorbeeld. Hulle verstaan jou as jy met hulle Afrikaans praat en as hulle mooi stadig praat, verstaan jy baie goed wat hulle ook sê. Mense sou dink ek sou hulle verstaan, maar ek het nie. Dit was my verskriklik moeilik, maar ek het wel een baie mooi woord geleer en dis luiaard. Ek dink vir almal van ons was die besoek aan die bewaargebied vir luiaards ook beslis 'n hoogtepunt. It was really exceptional to see these animals that are so strange. En gelukkig kan ons sien hoe hy vrygelaat word. It was just fantastic to watch. Incredible. Die oomblik toe hulle daai hok oopmaak, almal wat so rondom die hok gestaan het, was skielik choopstil. En dit was net so, jy sal amper sê 'n halfe heilige oomblik. Daar is iets soos 'n kultuur van Sondag, dan kom al die oomies bymekaar en dan luister hulle, dan gee hulle punte. Dan watervoeltjie die meeste raas of die hardste raas of so iets vir die hart. Nou staan die in so en dan merk hulle af. Wie se voeltjie kan fluit die meeste. Dit was eintlik 'n snaakse toertjie vir my gewees. Die ander ervaring was, jy weet, ons wat Bramspunt toe gaan om die waterskilpaaie te sien eiers lê. And on our way on the boat, we saw estuarine dolphins, and I wasn't expecting to see dolphins in the estuaries like that. And they were very active and they were hunting. Wat 'n groter indruk op my gelaat het, was ons gids. Yeah, he had this I guess this presence to him. Hy lyk so growwe, rowwe ou, maar hy het met soveel sensitiwiteit hierdie diere vir ons toegang tot hulle gegee. Ook die ding wat dit so spesiaal maak is dat daai skilpaaie is ongelooflik kwesbaar. Veral die baba skilpaatjies wanneer hulle uitbroei. Glad to see that there are still people who make it possible to interact with nature in a way that's not very intrusive. Daarna na Brasilië, die kragreus van Suid-Amerika. Ek het definitief die meeste uitgesien vir Brasilië en dit het nie teleurgestel nie. Ons het ook so beplan om bykans 2 maande in Brasilië te spandeer. Eerste gedeelte Noord-Amazone. Jy werd daar en dus ook oor die evenaar gekom. Jy sê ook, kry sy hier ook. Nou, waar is ons nou? En toe ons uiteindelik by Manaus uitkom,
Ons het deur die stad gegaan, ons het die pragtige Teatro Amazonas gesien, binne ook gegaan en so aan, maar ons was nog steeds so half aan die jaag geweest, want ons geweet Brazil is so groot. Dit was amper 'n droom wat waar geword het om met 'n rivierboot in hierdie magtige rivier af te gaan. Die grootste rivier in die wêreld. And it was the perfect relief from the stress and the time pressure, the frustration and the long hours behind the wheel that we had experienced until that point. Hier gaan ons nou vir 4 dae reis sonder om te bestuur. Maar om net op 'n rivierboot te sit en jy sien die wêreld om jou verbygaan en die wêreld om jou is die grootste reënwoud in die wêreld. Dit was absoluut iets spesiaals geweest. En doet nie na toe vir ons gereël vir 'n hangnet vir elkeen. Want is te warm. Jy moet maar vir jou daar ophang op die boot. En dan kan jy 'n slaapie vat as jy kan slaap. So we spent a lot of time looking at the water passing by, looking at the boats on the river. Ek het daai tyd op die boot so geniet. Maar ons het kaart gespeel en ons het ander speletjies gespeel en ons het met van die passasiers kennis gemaak. Ons het vir 2 Brasiliane, Mila en Diego ontmoet. Voor ek weer sien is hulle in die tent saam met my en Matt besig om Brasiliaanse musiek te speel en ons buurman wat ook met 'n Overlander gereis het ons toe goed leer ken. Ons het wonderlike pelle gemaak met Anna en Patrick en selfs vir Rebecca wat ons ook daar ontmoet het. Dit was heel gemaklik, maar er was verskriklike baie water. Waters en nog waters. The river itself is just so vast. You can't explain it, you can't understand it until you see it for yourself. My pa het van Berlyn op met die rivier na Manaus toe gegaan en ons het van Manaus af gegaan Berlyn toe. En dit het my gevoel asof ons iewers daar op daai trip mekaar vir 'n oomblik ontmoet het. Toe kom ons af op my gunsteling deel. Ons gaan see toe. En reis kus langs verder af deur Brasilië. Om op die strand te kon kamp, om die son op jou vel te voel, die see te kon ruik en te hoor. A little bit of wildlife, a lot of bird life, just serene vistas, beautiful and quaint fishing villages. And then a lot of the time just wide open beaches, nothing in sight, no man-made structures, no people, just driving on the sand. Hier is daar met ons amper 200 km ver strand langs gery. Lençóis Maranhenses is iets regtig vreemd, die landskap. Dis 'n woestyn, maar wat gebeur is tydens die reenseisoen vul die holtes tussen die duine op met water en dan vorm dit hierdie lagoons so tussen die duine. En hierdie kristalhelder water en daai water word amper so smaraggroen. Ek dink nie daar is 'n ander plek in die wêreld wat mense daarmee kan vergelyk nie. We just set up camp in the dunes there, in the middle of nowhere, and it turned out to be, well, for me, the best campsite of the entire trip. Plek moet jy met 'n ferry oorgaan. Want daar's te veel riviere. Met klein bootjies wat mens nie geweet het of jy gaan sink of wat langs die pad of so nie. Ek het verneem dat hulle tradisionele kos eintlik daar in die land is rys en beans. Van die heel mooiste strande sekerlik in die wêreld gesien. Jericoacoara, Canoa Quebrada. Oh, beautiful. Daar was 'n feeslikheid aan Jericoacoara. Ons was in die afseisoen daar, maar wat 'n pragtige strand. Ek kan verstaan hoekom hulle daaroor skryf. Een pragtige strand na die ander ene en een vissersdorpie na die ander waar mens kan sien waar die mense met hulle hande werk deur te gaan visvang en garnale te gaan vang wat ons ook sommer by hulle gekoop het en dan gaar gemaak het. So while we were at Galus, we had the privilege of taking a boat ride with Leandro, who was our host and captain for the day. Hy het ons uitgevat met sy boot en iets gewys wat ek nooit in my hele lewe gedink het ek sou ooit kon sien nie. He used the term Carvalho Marinho, which is a seahorse. It didn't even occur to me that you could see wild seahorses among mangroves. Jou mooiste, pragtigste klein dingetjie. You know, if we wanted to, we could reach out and touch them. They were that close, and they were not disturbed by our presence at all. En net toe ons dink hy kan nie beter nie, begin hy vir ons daar viool speel en ek dink om dit nog meer dramaties te maak, begin dit nog reën ook. Dit was so half uit plek uit, maar tog ook so amazing geweest. Dit stop toe nie daar nie. Toe vat hy ons nog verder af en
bied vir ons die smaaklikste middagete. So 'n blad wat in die water dryf, het hy vir ons sashimi en sushi en oesters en gebraaide garnale en gebraaide vis saam met slaaie. Patrick en Anna verteenwoordig in 'n sekere sin die vriendskappe wat ons gemaak het op die hele Suid-Amerika, want Patrick is 'n Fransman en Anna se ouers kom van Japan af en hulle bly tans in Brasilië. Dus so 'n bietjie van 'n Verenigde Nasies almal bymekaar gegooi. En hulle het vir ons die gebied rondom Natal oopgemaak. Daar moes ons gou weer die karre laat diens. So, nou kan ons weer met vertroue verder ry. Ons bestemming was nie eintlik Recife nie, dit is 'n amper half 'n voorstad van Recife, Olinda, wat 'n ongelooflike mooi koloniale juweeltjie is. Die meeste van die geboue is pragtig gerestoreer en dit is helder kleure. Dit lyk soos die Bo-Kaap met keisteenstraatjies. Ongelooflike romantiese atmosfeer half in die dorp. Ons het so op die kaart gekyk en gegoogel wat is die punt naaste aan Afrika. En dis toe Cabo São Roque. Jy besef daar vir die eerste keer hoe groot Brasil is, want jy's nader aan Afrika as wat jy aan Brasil se eie westelike punt is. Nie aan Suid-Amerika se Brasil se eie westelike punt. So 2 dae gelede het ek sommer gesien daar by die strand. Hy is nie lekker nie. En ek by myself het my emosie van my gevoel van ons leier ons kop kan nie so siek raak nie. En die tyd wat ons in Salvador kom toe is Johan regtig siek. Wat presies dit was is tot vandag nog relatief onseker, maar dis een van hierdie tropiese virusse. Dadelik was dit verskriklik spanning en ek het nie geweet wat om te doen nie, waar om te gaan, jy weet, wie bestuur. Dus wanneer jy agterkom hoe belangrik sy teenwoordigheid en besluitneming en leierskap is tot die hele reis, die produksie, alles, jy weet. Ek het hom ook 'n bietjie gesê, jong, jy sal moet 'n dokter gaan sien. Daardeur het ek, alhoewel ek in daai stadium dit nie werklik waardeer het nie, maar direkte belewenis gehad van die Brasiliaanse gesondheidsorg, wat gratis is. Dit het 'n tydjie geduur, dit was nie altyd aangename omstandighede nie, maar die sorg wat mense gekry het, was werklik waar uitstekend geweest op die ou ende. Maar dit het toe so bestuur die Here dat Stryger in daai tyd op pad is. My hoogtepunt van die hele reeks. My boetie het kom kuier. En hy het soos altyd sy unieke energie saam met hom gebring en dit het 'n bietjie lewe in die reis ingeblaas. Hy bring net 'n ander tipe positiwiteit. Gelukkig het 'n week later daarom veel beter gegaan. Toe hy begin eet, toe voel ek heel beter. Ons het daar in Salvador die ou stad gaan besoek wat bekend is vir die Afro-Brasiliaanse kultuur. Baie interessante kultuur en dit is waar van die ikoniese gebeurtenisse in Brasilië waarmee ons bekend is, soos onder andere die Rio Carnaval, het ontstaan uit hierdie kultuur uit. Samba musiek is iets wat ontstaan het uit hulle kultuur uit. Dit sal nie sleg wees om karnaval hier te sien, hè? Nee. En toe besluit ons gaan wes draai. En wat 'n groot verrassing was dit nie toe ons Chapada Diamantina toe begin reis het. Mucugê en Lençóis. Ja, dit was pragtig. Ewe skielik is jy in die hooglande, dis berge rondom jou. En tussendeur is daar riviere met watervalle, met poele waarin jy kan gaan swem. Toen is weer gestap en daar iewers ingekom by 'n grotte. Heilige plek waar jy kan gaan bid. Dis 'n natuurlike kerk, dit is eintlik pragtig. Ons kon verder afreis na, ek dink die tweede mooiste stad in die wêreld, na Kaapstad, Rio de Janeiro. Dit het my verwagtinge oortref. So cities don't generally appeal to me very much, but I had such a great time in Rio. Nou, Rio de Janeiro is prachtig, dag of nacht. Daar is altijd iets om te doen. Baie opwindend, hè? Ek bedoel om saam met hom die Christusbeeld te kon sien, 'n kabelkarretjie op te vat Sugarloaf toe, die mosaïektrappe te kon klim, te kon ontspan op die 2 pragtigste strande. Ipanema en Copacabana is maar half die 2 groot bekende swemstrande. Elkeen is omtrent 3 kilometer lank en dis net wit sand en baie helder water en mooi mense, jy weet. And then yeah, the Statue of Christ watching over the city it's always there. You can see it from almost every angle. En van daaraf kan jy nou die stad besigtig.
baie pragtig van bo af. En daar kan jy al dingetjies koop, sê jy was daar, soos ek. Ons het 'n toer gedoen van die favela van Rosina. Al die huise bou is op snaakse hoeke teen mekaar, bo op mekaar. Dan kom jy agter dit is nie 'n vreeslike ellendige sad plek nie. Ja, die nag toe word ons weer genooi daar na 'n spesiale sokkerteam. En we gaan kyk en die span het gewen, die plaaslike span. En ons het 'n bietjie handjies geklap en ons was eintlik deel van die plaaslike Rio de Janeiro span. En dit was 'n lekker avontuur. Dit was 'n ongelooflike voorreg om Rio de Janeiro te kon besoek. After being there now, I'm convinced that I have to go back as soon as possible. Nog 'n hoogtepunt vir my was toe ek in Mad Sealand toe gegaan het om te gaan surf op hulle kunsmatige golwe. Die tegnologie is op 'n hele ander vlak by Sealand en dit is baie nuut. We really felt compelled to get in the water, and I'm so glad that I did. So ek het 'n paar keer lekker geval, maar ek het 'n paar keer ook lekker kon gaan. And yeah, I'll never forget it. It was such a cool experience. Alles was nog lekker warm daar geweest. Ons het met kortbroeke rondgeloop en saans net onder 'n laken geslaap. Totdat ons verder afbeweeg het tot by Porto Alegre en skielik het dit koud geword. En ja, dit was spesiaal geweest om vir oulaas saam te kamp. Uiteindelik het ons geëindig in Uruguay en die maksimum temperatuur is 10 of 11 grade en buite reën dit. Dis amper weer Kaapse weer. Maar so is die sirkel voltooi. So het ons gekom aan die einde van 'n wonderlike 3 reise die afgelope 3 jaar op die Suid-Amerikaanse vasteland. Beplannings vorentoe om huis toe te gaan. My pa het ons altyd geleer, daar's 2 belangrike dinge as jy reis. Die eerste ding is om 'n eindbestemming te hê. Die tweede ding wat hy gesê het is altyd saam met wie jy reis. Jy het 'n visie gehad om die hele kontinent te reis en jy het persoonlik ons elkeen gekies. En vir dit wil ek namens ons almal sê dankie vir die herinneringe. Die dankies is gesê. Die aandenkings is oorhandig. Die 3 jaar lange projek staan einde se kant toe. Ons voertuie is reg om gelaai te word. Ons neem hulle na die hawe van Montevideo. Ja, en so kom alles dan op einde. Vandag is eintlik die moeilikste dag van hierdie hele reis. Want as dinge vandag verkeerd loop, dan is daar 'n probleem oor hoe om die karre terug te kry. What do you think, Matt, they're gonna fit? I estimate we're gonna squeeze them in, but only just. Stefan, jy ry solo vandag. Jy sal wel leer gaan. Hobby is die Ford terug by die Chakra Hollandaise terwyl ons karre gaan aflê. Ja, ek moet sê ek mis nogal my co-pilot. Hy is altyd 'n groot hulp, veral in die verkeer. Nina ry saam hawe toe in 'n gehuurde motor. Sy is ons geleentheid later die dag terug na La Chakra Hollandaise. Ja, Nina, ek mis jou want ek moet nou my nek verrek om te kyk waar karre aankom hier van die linkerkant af. Ja, hier waar ons begin het. Hawens is maar altyd 'n deurmekaar besigheid vir my in elk geval. Hole honderde duisende containers die hele wêreld vol oorgeskep. Bly in elk geval reeds 'n wonderwerk. Ons voertuie moet nou in een van hierdie houers gaan. En dan moet dit oor die diep blou see terug huis toe. En gelukkig dink ek vandag was daar nog geen vashakplek gewees nie. Wiele nog 'n bietjie aflaat.
Ja, hierdie was net die laaste paar kilometers nie, die laaste paar meters wat hierdie voertuie ooit in Suid-Amerika sal ry. So dit sal ook net reg wees om die kaart te voltooi van ons laaste reis. Bogota weggespring, opgegaan tot in Venezuela, Merida, daar by die Bolivar Peak. Ons het nie Caracas toe gaan nie, maar Ciudad Bolivar. En toe het ons daar vanaf hierdie roete gevolg, al die pad tot by Boa Vista, waar ons geen grenskruising tussen Venezuela en Guyana nie. Ons het opgery deur die oorwoud tot by Georgetown, daar vanaf Paramaribo toe gegaan. En toe kon ons nie in Frans-Guyana in nie, toe moet ons terugkom. Al die pad Mauro weer terug tot by Boa Vista. Pad hier afgevat tot by Manaus, afgegaan met die rivier tot by Belém. En toe het ons na die pragtige Lençóis aangegaan en toe eintlik maar meestal kus langs ry. By Fortaleza verby, by Natal, by Recife, tot by Salvador. By Salvador het ons ingedraai na 'n ander Lençóis toe. En toe die pad afgevat suid tot by Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre en so tot by Montevideo. Dis waar ons nou is. En nou gaan ons op die vliegtuig klim daarso en dan gaan ons soontoe vlieg. En jy gaan soontoe en jy gaan soontoe en jy gaan daai kant toe. Ons het natuurlik nie die kontinent ontdek nie. Maar vir elke spanlid voel dit so, 'n ontdekkingsreis. Iets waar tydens ons iets nuuts geleer het, 'n ryker mens geword het. Dis ons laaste aand. Niks beter as 'n behoorlike asado, 'n Suid-Amerikaanse braai nie. Ek het die pap gemaak. Dis die pap hier so dat hulle kan proe, smaak my pap. Goed hoor. En chorizo. Dis eet van die vuur af, almal eet van die vuur af. Ons gaan nou die groot asado en die picanha en so aan bedien, maar tussen hier is al hierdie proetjies. Dis wonderlik, wors en kaas en brood en allerlei lekker dinge. Hoe smaak hy nog met? Bon dia, right? Very good taste. I like it, yes. That's the one. Gracias, muchas gracias. That's Salud. very, very good. Salud. Salud. Al die same South Gezondheid. Gezondheid. Ons wil vir julle graag 'n geskenk gee. Die eerste geskenk wat ons wil gee is as ons vertrek, dan het julle 'n bietjie rus en vrede. Okay? Dank u wel. En dan het ons nog 'n ander klein geskenk. En dit is de vlag van voetsporen. Voetsporen Suid-Amerika. Wow. Wow. That's a nice one. En dan moet jullie And I must say, you're all in our hearts, and I shall never forget you. Maar dan is dit tyd om te groet. Hierdie is totsiens en nie vaarwel nie. Ons sal mekaar weer raakloop langs die pad. Kan je kleine zak? Campero, kijk eens, ze staan zo mooi opgesteld. Dankjewel. volgende keer van die koffie 's oggends gaan ik mis. Robert. Thank you so Good. much. Ja, we zien elkaar. Ciao, tot ziens. Doei. Ciao. 18 reise die afgelope 24 jaar. En soos elke keer voel dit of die laaste ene die beste een was. Veral saam met die span waarmee ek die voorreg gehad het om Suid-Amerika te verken. Ons praat weer. Mooi loop.